Welkom by Koffie en Kwadrate. Algebra, waar die alfabet jou punte probeer steel. Nie regtig nie, jy kan dit oorkom. So moenie paniekerig raak nie, die letters byt nie. Wel, nie gewoonlik nie. So, die lesdoel vir vandag is sodat jy weet wat soortgelyke terme is, kan bepaal watter terme saamgevoeg kan word en uitdrukkings kan vereenvoudig deur soortgelyke terme bymekaar te tel of af te trek. Nou ons het in die verlede in die verlede les geleer van uitdrukkings en vergelykings. Uitdrukkings is dit wat nie 'n is gelyk aanteken het nie en vergelykings het 'n is gelyk aanteken. Nou ja, soortgelyke terme. Nou baie leerders probeer sommer enige terme bymekaar tel, maar dit werk nou nie so nie. Vandag gaan jy leer presies wanneer jy terme mag saamvoeg en wanneer jy dit glad nie mag doen nie. So, sê nou maar, ek gaan daar 'n pen kry. Sê nou maar jy het 3x plus 5x. Okay? Die vraag is, kan ons hierdie saamvoeg? Okay? Wat van ons het 3x plus 5y? Kan ons dit saamvoeg? Nou, as jy gesê het ja vir die eerste een en nee vir die tweede een, baie mooi. Maar teen die einde van hierdie video gaan jy weet hoekom die een moontlik is en die ander nie. Alright. So, ek gaan dit nou maar net vandag uitvee. Okay. Alright. Nou, kom ons sê jy het hier 1 appeltjie, 2 appeltjies, 3 appeltjies, plus nog 'n appeltjie en nog 'n appeltjie. Hoeveel appels is daar? 5. Alright, so ons het 5 hier. Nou het ons 'n appel, nog 'n appel, nog 'n appel en ons het 2 lemoene. Nou kan ons nog steeds sê ons het 5 appels. Nee, ons kan nie, want daar is 2 lemoene. So dit beteken ons het 3 appels en 2 lemoene. Nou, net soos ons nie appels en lemoene saamtel nie, tel ons ook nie verskillende veranderlike saam nie. Onthou julle wat 'n veranderlike is? Dit is 'n x, dit is 'n y, dit is enigiets van die alfabet wat nie 'n getal is nie, okay? So die definisie wat jy moet ken is, soortgelyke terme is terme wat presies dieselfde veranderlik is met dieselfde eksponente het. So die veranderlike moet dieselfde wees, die x of die y, en die eksponent van daai veranderlike moet dieselfde wees. Ons gaan nou daarby uitkom. So die letters moet dieselfde wees en die eksponente van die letters moet ook dieselfde wees. Alright, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Sê nou maar ons het 3x plus 5x. Okay? Wat beteken dit eintlik? Dit beteken ons het 3x'e plus 5x'e. Daarom het ons 8x'e. Okay? Nog 'n voorbeeld is, sê nou maar ons het 4a plus 6a. Ekskuus, die is gelyk om dit eintlik onder staan, so ek gaan dit nou so doen in die volgende een. So 4a plus 6a, so ons tel die koëffisiënte saam en dit gee vir ons 10a. Okay? So ons kan dit nog doen, want die veranderlikes is dieselfde en hulle eksponente is dieselfde. Okay? Want hier staan eintlik 'n enetjie en hier staan ook 'n enetjie by die a. By albei a's is daar 'n enetjie. As daar nie 'n ander eksponent daar staan nie, dan weet jy dis 'n 1. Okay? So dis 10a. Alright. Wat van ons het 10y minus 3y? Dit gee vir ons 7y. Dit is minus die koëffisiënte.
Alright, so ek wil net beklemtoon, ons tel die koëffisiënte by of af, en die veranderlike bly dieselfde. Alright. Nou, kom ons kyk gou na verskillende veranderlikes. Sê nou maar ons het 3x plus 5y. Kan ons dit saamvoeg? Nee. Waarom? Die veranderlikes verskil. Dis 'n x, dis 'n y, dis 'n appel, dis 'n lemoen. Dit gaan nie saam nie. OK. Sê nou maar 4a. My a. Plus 7b. Kan dit saam? Nee. 9m plus 2n. Kan dit? Nee, want ons veranderlikes verskil. Alright, so onthou nou. X en y is nie dieselfde nie. M en n is nie dieselfde nie. A en b is ook nie dieselfde nie. Nou, kom ons gaan so aan by die moeiliker deel, dink ek. Alright. Sê nou maar, ons het 4x plus 2x kwadraat. Kan ons dit saamvoeg? As jy sê nee, dan is jy reg, maar as jy nog nie weet hoekom nie, gaan ek nou verduidelik. Die een is 'n x, daai, dis 'n x. Die ander een is 'n x kwadraat. Menende die veranderlikes is dieselfde, dis albei x'e, ja, maar die eksponente is nie dieselfde nie. Onthou wat ek vroeër gesê het, die veranderlikes moet dieselfde wees, sowel as hulle eie eksponente. OK. Alright, nog 'n voorbeeld kan wees, sê nou maar 5a plus 3a kwadraat. Dit kan ook nie. Hoekom? Want dit is 'n a en 'n a kwadraat. Die eksponente is nie dieselfde nie. Wat van 2y kwadraat plus 7y kwadraat? Ja, hoekom? Want dit is 'n y kwadraat en 'n y kwadraat. So dit gee vir ons 9y kwadraat. OK. So die eksponent is deel van die veranderlike. Dis wat julle nou uit hierdie les moet neem. Die eksponent is 'n baie belangrike deel van die veranderlike. As daar nie 'n eksponent staan nie, dan weet jy dis 'n 1. Net soos wat ons weet, as daar nie 'n koëffisiënt voor 'n veranderlike staan nie, dan weet ons ook dis 'n 1, so dis dieselfde vir eksponente. As daar nie iets staan nie, dan weet ons dis 1. As daar 2 staan en by die x en so x kwadraat en sê nou maar jy het 'n x tot die derde mag, jy kan nie dit saamvoeg nie. Hoekom? Want die eksponente is nie dieselfde nie. OK. Kom ons oefen saam. Oeps. Hou kyk hoeveel plek ek nog het. Alright. Kom ons oefen gou saam. So 3x plus 2x is 5x. Dis maklik genoeg, né? OK. Wat van 8a plus 5b? Wat dink jy is dit? Daar is geen oplossing. OK. Wat van 7m plus 3m plus 2? Pos gou en kyk of jy dit kan doen. Alright. Dit is 10m plus 2. Alright. OK, nog enetjie. 5x plus 8 minus 2x. Nou wat ek sou doen, ek gaan net 'n lyn so trek. Wat ek sou doen is, ek sou gesê het, groepeer hulle eers, as jy nog nuut is aan algebra. So dis 5x minus 2x, sê jy nou kies, nee, plus 8.
dit gee vir jou 3x plus 8. Okay, dit maak dit net 'n klein bietjie makliker. So, ja, kom ons los dit eers daar. Algemene foute, nê, is wanneer mense partykeer sê, ons beweeg dit op. Algemene foute is sê nou maar as iemand sê 3x plus 4 is 7x. Dis verkeerd. Hoekom? Want daar is nie 'n veranderlike by 4 nie. Daar is nie 'n x nie. Okay? Die een is veranderlik, die ander een is konstant. 'n ander fout kan wees 2x plus 5y. En dit kan wees dat mense sê dit is 7xy. Dit is verkeerd, want ons vermenigvuldig nie die x en die y nie. So die x en die y kan nie by mekaar staan nie. Okay? Dan 'n ander fout kan wees, sê nou maar 3x kwadraat plus 4x, en dan sou hulle sê dit is 7x kwadraat. Dis ook 'n fout, want die veranderlike by 4x het nie 'n x kwadraat nie. So jy kan hom nou nie plus nie. Alright, die eksponente verskil. Okay. So hier's 'n wenk. Leer jouself hierdie vraag. Okay? Vir enige toekomstige probleme. Leer jouself hierdie vraag. Okay? Lyk hierdie twee terme presies dieselfde behalwe vir die getal voor? As die antwoord ja is, dan kan jy hulle saamvoeg. As die antwoord nee is, kan jy nie. Menende, as dit 'n x kwadraat is en nog 'n x kwadraat, kan jy. As dit 'n x is en 'n y is, dan kan jy nie, en vir baie ander redes ook, kan jy nie, sê nou maar. Alright. Ek gaan vir julle net so 'n paar vrae gee wat julle kan doen in die comment section. Alright. Kom ons sê, ons vat 'n blou kleur. Okay. Doen vir my die volgende somme en kyk of jy dit kan doen in die comment section. 3x plus 6x is die eerste vraagie. Tweede vraagie is 5a plus 2b. Derde vraagie is 7y kwadraat plus y kwadraat. Vierde vraagie is 4m plus 9 minus 2m. En ja, laaste vraagie is, kom ons sê 6x plus 4x kwadraat. Wonderlik. So, doen hulle vir my. Kyk of jy dit kan doen. As jy nie kan nie, vra vir hulp. Kontak my, ek sal probeer help. So, kom ons vat so 'n opsomming. Sê nou maar jy die terme 3 plus 3x en 5x. Is hulle soortgelyk? Ja. Hoekom? Wanneer hulle het dieselfde veranderlike. Ek gaan dit wys wat ek bedoel. 3x en 5x. Sien hulle dieselfde veranderlike. Okay? Wat van 2a kwadraat en 7a kwadraat, is hulle soortgelyk? Ja. Dieselfde veranderlike en eksponent. Okay, 4x en 4y, is hulle soortgelyk? Nee, hoekom? Die veranderlike is verskil. 5x en 5x kwadraat, is hulle soortgelyk? Nee, hoekom? Want die eksponente van die veranderlike is verskil. En dan die laaste een, 6 en 9, ja, hulle is soortgelyk, want hulle albei is konstantes. Alright.
Geluk julle, vandag het jy geleer hoe om soortgelyke terme te herken en saam te voeg. Onthou nou net die goue reël. Jy mag net terme saamvoeg as die veranderlik is en hulle eksponente dieselfde is. In die volgende les gaan ons hierdie kennis gebruik om algebraïese uitdrukkings stap vir stap te vereenvoudig. Alright, so dan gaan jy sien hoe al die boublokke wat ons tot dusver geleer het, begin saamwerk. Alright, so kan ek vir julle los met hierdie, dat ek net daai 5 vir my doen, en ja, dan sien ek julle in die volgende een.